saam. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming, the King is coming, praise God, He's coming for me. Oh, the King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming, the King is coming. Praise God, He's coming for me. Amen. Steek je hand op als je het gloeit. Amen, amen. Coming for me. Amen. Ons je mannen klap. Amen. Amen. Jy ons kan beter doen as dit. Amen. Prys hom. Glory to God. Hallelujah. Prys die Here. Jy kan jou sitplek neem. Almal bly jy sê amen. Amen. Hallelujah. Julle moet nou amen sê, ek julle hoor die voor hoor. Amen. God is 'n goeie God. Amen. Prys die Here. The devil is a bad devil. Loof sy wonderlike naam. Ek is so bly om in die huis van die Here te wees. Amen. Halleluja. Kan julle glo doen dit weer? Ja, ek dink elke Sondag sê die duiwel kan daai ou sien net land nie. Amen. Prys die Here, maar hier is ons om dit weer te doen, sy naam groot te maak. En I'm so glad the Spirit of God is in the house. Amen. Kan ons hom met 'n lofoffer gee? Amen. Lyk my, dit ek en Nico, die Heilige Gees, he deserves a standing ovation. Amen. Nee, jy kan nie net sit en hom prys nie. Amen. Prys die Here. En dit is so lekker om vanmôre hier te wees. En baie, baie dankbaar aan die Here vir sy goedheid en sy guns. En ons dink aan hulle wie nie wel is nie, en hulle wat wil hê ons bedink hulle is nie wel nie. En dat jy vanmôre hier, sit jy hand op jouself? Ek het dit laas week gedoen daar by die Lening Christus Kerk, dus ek sit jy hand op jouself. Dan sê vir jouself, baie welkom in die huis van die Here. Mag jy dit geniet? So jy stap nou nie hier uit te sê niemand het jou verwelkom nie, hoor? Ek hoop jy gaan alleen wees vanmôre nie, hoor, heerlikheid, halleluja. Maar in elk geval is so lekker om hier te wees, en dit is so glorious net in sy presence, en net om vanmôre te, nog 'n geleentheid te kan hê, to be allowed in His presence. En weet jy, hier is 'n konsep wat ons moet snap. We've been allowed to be in His presence. Dis daar's 8 biljoen mense op die aarde, and you've been allowed to be in His presence. Is dit nie awesome nie? Is wonderlik. So, ja, ek dink dis awesome, want dis goddelik. Dis groot, ouens. Groter as wat ons kan dink. En nou ja, ek kan nou een van daai preke, ek wil nog die hande klap in die glories en die almens kry terwyl ek dit kan kry. Here help vir my vanmôre. En ja, ons het baie dankie Pastor Dries vir verlede Sondag. Jong, hy is 'n staatmaker, hoor. Alle eer aan die Here en dankie dit vir julle wat hier was. En dan wil ek nou vanmôre ding sê. Dis nie net sommer 'n ding nie, hoor, is 'n ding. Annette, staan jy net geop asseblief. O, ek wil my hou inkry met haar. Ek het vir daai vrou Sondagskool gegee. Hoeveel jaar terug? Eergister. Ek het vir haar Sondagskool gegee en ek het so 'n goeie job gedoen. Sy dien nou nog die Here. Amen. En dit is so lekker om daai hele gesin, en kyk, haar dogters is almal al in die universiteit en so, en baie keer you plant seed.
En weet jy wat? Dis nie jy wat die seed kan laat groei nie. We just plant the seed. God laat die saad groei en ontkiem en al die goeders en weet jy wat is vir so lekker? Toe ons verlede week daar by pastoor Skoonwinkel, hulle was daar by Heidelberg. Jy stap daar uit en glo my, ons het kerk gehou. Here hoor vir my, ons het kerk gehou. En ek het so baie gestap laas Sondag. Ek het heeltemal 700 gram verloor. Hoe kyk jy nou hierso, Andries? En in elk geval, dit was so goddelik, maar as jy daar in jou kar klim, of jy ry hier in jou kar uit, ek praat met die pastore wat kyk, jy weet nie altyd wat jy bereik het, want party mense kan vir jou kyk so asof jy nou hulle skaapbout vandag gaan ry op 'n stousties, en daai tipe goeters, maar weet jy wat, ek het dit geleer, ek bring die woord, gee my beste, gee my alles, asof het die laaste is, wat ek kan doen, en that's it, en ek doen wat die Here sê ek moet doen, come on, en ek is op jou keus, solank as wat die Here sê, ek op jou keus moet wees, en ek moet getuig, kan ek getuig? Mag ek, net mag ek getuig? Ek is al klaar live, ek gaan nou nie vir sê wat ek wil gesê nie, maar weet jy nou so 2-3 weke terug, toe gaan ek na dokter toe, wie ek het 'n wonderlike dokter, want hy sien my net 1 keer in 80 jaar. Ek is nie goeie besigheid vir hom nie, hoor. Glad nie. Party mense maak hulle ryk. En die vorige keer wat ek by hom was, sê hy vir my, "Hi, is jy deze man?" Nou het ek moeilikheid. Goed om jou ook te ontmoet. Maar in elk geval, die laatste keer wat ek daar was, ek het ook so ding, come on broers, Jaco, ons word mos sieker as die vrouens, is dit so? Ja, selfs Oktober, maar ons word dodelik siek, hoor. In elk geval, en nou het ek so 'n lastigheid hier so in my heup, eerlikheid. En nou moet ek onderskei, want ek het 'n profesie gekry, baie jare terug, en die Here het my gesê, en hierdie vrou was op 'n spelsoeper, sy sê, there will be a time that you will be like a limping Jacob. En nou begin ek pyn kry, nou moet ek onderskei. Is hierdie 'n profesie wat of wat? Want dis nie 'n lekker profesie daai nie, hoor. Of wat is hierdie nou? En okay, lank storie kom, my vrou, sy sê so, maar ek staan die oggend op. Sy sê jy het 12 uur 'n afspraak met die dokter. Ek sê vir wat? Sy sê vir jou jippie. Ja, maar in elk geval, ek gaan dokter toe. Hy sê ekstra haal oor, maar hy trek hierdie been, hy krak tot in my nek. Toe voel ek, kyk. In elk geval, nou sê ek, gooi ekstra haal het, en dan vat hy ekstra haal, en o ja, just, hy bring daar 'n spuit, hy ding lyk soos 'n gutterpyp. Kom maar nou eens, ag ek is live, kom maar julle lag ook al waar julle sit, daai ding lyk soos 'n gutterpyp. Ek het nie geweet 'n naald kan so dik wees nie. Toe hy aankom, is my oë toe. Maar hy werk om die deur, hoor. Ja, ek voel hy spuit hom dwars, en hy loop hier uit. En ek gaan vir ekstra hulle, hulle dit waag om vir my te sê, daar's 'n klein bietjie arteritis te sê in jou heup, een dag voor toe moet ons dalk die ding vervang. Ek skrik so goed, die pyn is weg. Julle. Nee, die pyn is weg, hoor. Nou kom ons daar met my kinders verlede week, pastoor en hier, hy sê, familievergadering? Ek sê, vir wat? Hy sê, ek moet nou maar besluit namens julle ou meubels. Hoe kon lag jy so maak? Hy sê, ek moet besluit namens julle ou meubels, of so koop skoonpa se bike, want jy is nou te oud om te ry. Toe is hierdie jyp gesond, hoor. Nee, hy is so gesond, ek sê vir sê, en wanneer so 'n bietjie pyn, dan fake ek het, want ek voel niks, man. In elk geval, weet jy wat probeer ek sê? Maar moet nie elke uitspraak en elke ding wat die duiwel vir jou gee, net so maar vat nie. En weet jy wat, en al is die ding seer, loop met reg, at least you confusing the devil, amen. Kan iemand net die Here prys in hierdie plek? Nee, gaan ek alleen kerk toe. Ek sê, gaan ons, let's confuse the enemy. Ja, jy het probleme, en die hel is los, but joy comes in the morning. Staan op, en sê, the devil is a liar, ek in my huis, sal die Here dien. En dis wat die vyand doen, hy gooi 'n klip, bam, en hy kyk na my gesig van jou, en dan weet hy, he's got you.
Toe sê ek my skoons en ek sê, luister, jy sal nog lank mand loop, dan ry ek nog my skooter. Hy weet, skoonpa het krag aan sy woorde. Hy het glad nie weer daaroor gepraat nie. Halleluja. Is jy lief vir die Here? Is jy lief vir die Here? Amen. En net so voordat ek vir jou gaan lees, en verlede week het ek confirmation gekry. Ek stap 'n spoor in die Leding Christus Kerk. Kyk, ek hou so kerk, hy pas so vrou maak iets so. Toe ek daar by die plek waar ek slaap, toe loop ek die trap op, dus ek, Here. Maar in elk geval vanmôre is ek in die huis van die Here, wat iemand in hierdie plek in die Here nodig. Wie van julle die Here nodig? Jy het hom vandag nodig. Kom maar staan op jou voete, nie om jy môre nodig. Jy gaan hom môre nodig hê, maar jy het hom nou nodig, because môre breek dalk nooit eers aan nie. Amen. Amen. Steek al 2 hande op, sê Here, Here my. Here, hier is ek. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Terwyl jy staan, vat jou Bybel. Terwyl jy staan, ons gaan sommer lees terwyl jy staan. Halleluja. Baie dankie vir julle wat gebid het. Ons weet, ons bid vir Jan steeds in hospitaal. Ons bid vir Anton, hulle wat nie wel is nie. Ons bid net. Bid net vir mekaar. Amen. Betek jy weet jy nie waarvoor om te bid nie. As die Here jou 2 in die oggend wakker maak en hy sê vir jou Dries Kriegel. Sê dankie Here, ek weet nie wat met Dries. Moenie my WhatsApp hê, moet hom nie plan nie, moet hom nie gaan staan en wakker bel nie. God het jou wakker gemaak, laat hy slaap. En dan sê Here, ek weet nie waarvoor ek moet bid nie, maar ek bid vir Dries. God will fill in the blanks. Ach nee, Here, God will fill in the blanks. Hallelujah. Sometimes God doesn't want you to know what's in the blanks, but dit het niks meer te doen nie. En dan sê die Here, bid vir Jakob. Sê Here, wat is dit? Sê ek het juist nie vir jou info gegee nie, maar bid net vir Jakob. Sê Here, ek weet nie wat dit is nie. God fills in the blanks. En hy, oh my goodness. Who wants God to fill in all the blanks this morning? Allei blank goeders. Oh, die Here gaan jou bless. Markus, het ek nog nie gesê waar ons lees nie. Julle kyk my so. Markus 10. Net na Genesis. Amen. Ek sê amen. Halleluja. Prys die Here. Marius en dan net sy dogters, een van Pretoria en die ander kom van Plettenbergsbaai af. En vraggies hulle was nog voor jou by die kerk ook. Loof die Here. Amen. Weet jy, lag is genesing vir jou beenere? Ek dink dis gaan ons op 'n tydjie heupyne kry, ons lag te min. Lag is, die Bybel sê lag is genesing vir jou beenere. Jy kan al die geldpille druk wat jy kan druk in jou lewe, solank jy suurknol bly gaan jy geld hê, hoor. Ag, okay. Nou gaan ek weer 'n WhatsApp kry. Markus 10 vers 17. Kyk jy opskrif daar, die ryk jong man. Kyk dit gou vir my. Hier het niks te doen met die ryk jong man en Lazarus nie. Dis 'n ander ryk jong man. Okay. Hoor gou hierso. Hy sê, en toe hy, dis Jesus, op die pad uitgaan, hardop daar een na hom toe en val voor hom op sy knie en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou, kyk, François, jou Bybel is nou meer stickers as myne, maar wat staan daar? Daar het ek geskryf, met ander woorde, hemel toe. Daai van die ewige lewe beerwe, Jesus, kyk gou vir my, and you need to understand this, Jesus praat, met die ryke man kom na Jesus toe, en hy sê, wat moet ek doen? Maar he has a shortage of nothing. Hy het al die karre, hy het al die huise, hy het al die geld, hy het al die klere, hy het universiteit, hy het alles. En hy kom na Jesus toe. Nou moet jy hoor wat hierdie pastoor vir jou sê, as jy my nie glo, dan gaan iemand daar my glo. God created every man and woman with a voidness, met 'n vacuum. Ergens in jou lewe is 'n vacuum. God will never allow you to have everything, because when you have everything, you don't need God. Maak dit sin? Want hy sit ek in ewige kerke, hoor. There's a voidness. Daar's 'n vacuum. Dat al het jy alles, sing Jimmy Swaggart, I have a desire. Begeerte. Amen. Hierdie ryke man kom na Jesus toe. Jesus kom nie na hom toe nie. Hy sê nader tot
Tot my. So hy nader na Jesus toe. Hy sê, ek het al hierdie goedes, wat moet ek doen om die ewige lewe? Met ander woorde, wat moet ek doen om die hemel te maak? Nee, hoor gou hierso. En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Ai, is dit nie awesome nie? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Marius, ek vrees mense wat pastore aanhang, wat sê pastore is goed, terwyl Jesus self sê, ek is nie goed nie, hy praat van homself, hy sê ek is nie goed nie, hy sê maar my goodness, jy ken die gebooie, vers 19, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder, maar hy antwoord en sê hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. Yes. En vir hom gesê, een ding kom jy kort. Een ding, kyk vir my. Jy moet hoor hierdie pastoor Calvin sê, een ding is genoeg om jou die hemel te hou. Een ding kom jy kort. Onthou nou, hierdie jongman sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat moet ek doen? Jesus sê, een ding kom jy kort. Met ander woorde, jy kom een ding kort, wat sal verhinder dat jy moet ook gaan, nee, hoor jy so. Hy sê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op, en volg my. Nee, hoor vers 22, maar hy het treurig geword oor die woord. My word. Hy het treurig geword oor die woord. Oor wat 'n woord? Oor die woord wat Jesus nou net vir hom gepredik het. Weet jy dat, kyk gou vir my, ons het gister daaroor gepraat, jy kan die kerke wat 2000, 5000, 10.000 mense, jy kan kerke wat 500 het, jy kan kerke wat 50 het, jy kan kerke wat 20 het. Size never matters God. Jesus had 'n tendency, sy grootste preke wat hy preek in die hele Nuwe Testament, preek aan een prostituut. Ek gaan nou raggies nie alleen wees vanmôre nie, hoor. Hy preek die hele preek van die ewigheid, wat jy moet doen om die hemel te maak, vir een ou, wat eintlik niks, kyk vir my, wat eintlik niks van Jesus nodig het nie. Weet jy dat het baie keer by jou so goed kan gaan, dat jy voel jy het hom nie nodig nie? But there's a voidness. So hy het alles, maar toe hy Jesus sien, toe sien hy, maar ek het iets wat Jesus nie het nie. En hy sê, wat moet ek doen? Jesus sê, hy sê, gaan verkoop al jou goed. Gaan verkoop, gee dit vir die armes. Hy kon net so gesê, Lorraine, this world is not your home. Jy is so vast en alles. Hy sê, dan kom jy terug. Hy sê, Here, maar, gaan ek dan nou double kry van my trouble? Hy sê, nee, dan neem jy jou kruis op. En dan volg jy my. En die Bybel sê, op grond van die woord, wat Jesus nou gespreek het hy treurig geword. Is dit nie scary nie? Weet jy, vir preek ons, oor counsels, dan raak mense treurig. Maar die woord, wat jy preek, wat hulle soek, alles, hy vra vir, jy gaan nou sit, hoor, hy vra vir Jesus, wat moet hy doen? Toe Jesus sê wat hy moet doen, toe is die offer te groot. Wie van julle is bereid vanmôre om te offer? Nou, luister, ek sê nou nie gaan huis toe, ek gaan verkoop jou karre en jou huise en daai goed nie. Jy moet hierdie ding verstaan in die gees, wel, as die Here vir jou sê, jy moet 'n ding doen, dan moet jy hom doen. Maar, versnap jy die ding? Jesus probeer, en ek sê, daar's niks wat jy besit, wat ooit groter kan wees as wat ek is nie. Is dit nie awesome nie? Is dit nie awesome nie? So luister, Desra, jy is al heel agter, maar bid gou dat ons jou hoor asseblief hierdie woord. Here, ons wil bid dat die woord wat nou gelees is, Here. Here, dat Here, dat die woord wat sal uitgaan, op die voorbereide grond sal val, en die heel vrug sal dra. Ja, amen. Amen. Neem jou sitplek. Here bless jou. Ek gaan nog 'n paar dinge sê. Jy is reg vir 'n blessing. Jy is reg om die woord van die Here te hoor. Amen.
prys die Here. Nou vir ek terug Jaco, toe sien jy 'n interessante ding op die kerkse groep of ek weet by gesê op die kerkse groep. Toe ons gepraat het en toe ons gepraat het van, jy weet ons sê ons altyd man, ons hoop ons sien julle Sondag, bla 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 bla. En toe sê jy man, ek kom van Nagskof af. Ja. Maar ek mis dit vir niks. Is dit, onthou jy dit gesê? En weet jy, daai het werklik my hart gegryp. Skus hoor, omdat daar kere was 'n jaar of 2 terug, waar dit dalk nie so naby in jou hart gelê het, soos wat dit nou is nie. Because God can save even the guttermost. Nee. En ek sê vir jou, die Jewish Shepherd Ministries, hulle sing, ek dink is daai suster van Larsen, wat sing, I have a desire. A desire. Ja, ek het ouers. Weet jy, ek like, wat as jy my vrou se naam verkeerd spel, is 'n desire. Haal die 1 E uit op die einde, dan is 'n desire. Nou, I have a desire. Ek het 'n begeerte. Ek wil nie 'n aanloop kry. Ek het 'n begeerte. Ek is vanmôre in die huis van die Here. Ek beloof vir jou, nie omdat jy hier is nie, hoor, ek het 'n begeerte. Want dis nice. Ek is so bly om julle te sien. Ek het julle laasweek gemis. Ek weet ek kon 'n hele groep van julle daar saam met ons aan kerk hou het. Weet jy, my dogter het actually gevlieg van die Kaap af. My dogter het Saterdag gevlieg van die Kaap af en Sondag aan weer teruggevlieg om saam met Dad te kom kerk hou. Heerlik, kyk ouens, if you have a desire, dit gaan nie oor dit nie, maar you have a desire, en terwyl jy met my praat, hier is my awesome. Nou, ek het myself opgemaak vir sosiale netwerk, nou, my stem is nou nie reg nie, en ek kan nou nie so mooi sing soos Pastoor Dries en soos Annette nie. Kan jou ma mooi sing? Twana, sy kan mooi sing, ne? Almal kom tot bekering as sy sing, ne? Sy kan mooi sing. Maar ek hoor 'n mooi ding. Pastoor Dries, ek het dit nie geweet nie. En ek het hom ek het vir Kai gesê, ek sê, sien hy song, moet hom nie nou opsit nie, want ek weet nie of ek hom gaan sing nie. Want toe ek hoor hoe sing hulle, sê ek, ag Here, hier kom Halleluja breakdown. Sê ek nou sing. Maar weet jy, ek gaan doen wat die Here gesê het. Ek luister 'n verhaal wat 'n waarheid is, wat 'n werklikheid is. Dit het gebeur. Ek het nooit geweet dat hierdie lied kom uit hierdie storie uit nie. Daar was baie jare terug, in die tyd nog wat hulle gepraat het van die inboorlinge in Indië, baie verwyder, kom ons sê in die swamps, of soos in die jungle, was daar 'n spesifieke inboorling populasie, wie egter baie wreed was, in baie opsigte. En hierdie sendeling gaan, en ek gaan preek die woord van die Here, Ellen, tussen die dodelike assegaaie van die inboorlinge. En hy bring vir die eerste keer, hulle hoor vir die eerste keer die naam van Jesus. En ek luister hierdie koortjie, wat julle al baie gehoor het. Moet op eens maar saam sing, want dan smash jy my crash landing. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. What? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. What? No turning back. No turning back. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world. Ek is by die ryk jong man. But give me Jesus. No turning back. No turning back. What is so? The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turn. Ek dink partykeer sing ons om net te vinnig.
You take the whole world. Give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back. En in hierdie dorp of hierdie inboorlinge gemeenskap kom 'n man en sy vrou en sy 2 seuns tot bekering. En hulle gee hulle harte oor aan hierdie naam van wie hulle eerste keer vandag hoor. Nee, jy verstaan nie. Dit laat my dink aan Moses, toe hy by die klip kom, of by die boom kom, en hy's 80 jaar oud. Vir 80 jaar, he only knew the way of the Egyptians. En hy kom in 'n botsing, anders 1 keer. Hoeveel naweek is daar in 'n jaar? 52. Nee, jy voel soos 58. Jy kom 52 keer gemiddeld in die kerk. And it doesn't move you. 52 average. Sonnebid ure, sonnaande. Average. Hulle hoor hom 1 keer in die bos. En hulle weet nie wat hy naam behels nie. Maar hulle luister na die prediking van die kruis. En dan aanvaar hom. En die hoof van daardie inboorlinge, baie wreed, kom na hulle toe. Hy sê, you renounce that new God, or you will die. En wie wat sê hy man? I have decided to follow Jesus. Dit is waar daai lied is geskryf uit die storie van daardie gesin. I have decided to follow Jesus. I have decided. Nou sê, no turning back. En hulle vat die boog in die pyl. En hulle skiet sy 2 seuns in hulle harte. En terwyl hulle in die grond lê en sterwe, toe sê daai man, hy chief, hy sê, renounce him or you will die. You take the whole world, but give me Jesus. You take this whole world, but give me. En hy trek die boog en hy skiet sy vrou in die hart. En terwyl sy sterf, toe sê hy, man, ek gee nog 1 kans. The cross before me, this world behind me. The cross before me, this world behind me. En hulle vat hy boog en hulle skiet hy man in sy hart en hy sterf. En die lyke van die hele gesin, 4 mense, lê in die stof. En iets gebeur in die gemeenskap van die inboorlinge, want toe hulle nuuskierig oor hierdie naam, vir wie hierdie mense bereid was om te sterwe. En geskiedenis sê, dat die hele inboorling populasie in daai dorpie, of waar ook al was, het hulle harte gegee vir Jesus, want as dit die moeite werd was, vir hulle om te sterwe, dan was dit die moeite werd om te weet wie hy is. Nee, jy moet hoor. En die hoofman, wie die vonnis oor hulle gestrek het, dat my dink aan Saulus, wat kerke aan die brand gesteek het. Gee ook sy hart vir die Here. En dis die storie wat hy vertel het. En hy het hulle vertel, dat hy het gesê, you take this whole world, but give me Jesus. Kan 2 mense net opstaan en sê, you take the whole world, but give me Jesus. Gee vir my the cross before me, and this world behind me.
En toe ek dit luister, ek deel dit met my vrou, en dit tref my, in my binneste. Kan ek nou maar met julle praat, oor die slapheid, wat daar in die kerk is, wanneer dit kom by commitment, en ek vir jou sê, jou commitment stop nie op 'n Sondagoggend wanneer jy by hierdie deur instap en nie uitstap nie. Dat hierdie is niks, you're not doing God a favor, you're not doing me a favor, ek doen nie eens vir François 'n guns nie, ek doen myself 'n guns, wat ek op 'n Sondagoggend kan opstaan, en sê, you take this whole world, but you give me Jesus, hallelujah, the cross before me, and this world behind me, no turning back, hallelujah. Ek wil vir iemand vra in hierdie plek, is dit waar, dat die tyd vorentoe is baie korter as die tyd wat agter ons is. Ek het dit eendag vertel. Verdra my. Hulle sê wanneer julle ouderdom is 20, 30, 40, dan kyk jy die lewe deur die windskerm van 'n kar. En jy kyk na alles wat voor jou is, waarna jy jaag, en waarna toe jy gaan. Hulle sê, maar wanneer jy so 60 is, dan jy look at the rear mirror. En dan kyk jy na die goeders wat agter jou is. Jy raak dalk nie meer excited oor goedes waaroor jy opgewonde geraak het toe jy 20 was nie, maar jy kyk deur die rearview mirror en jy kyk hoe het God jou deurgedra. Ek is nie alleen nie, hoor. Jy kyk hoe God jou deurgedra het. Ja, jong mense, ek wil jou aanspoor, kyk deur die windscreen, kyk waartoe jy op pad is. Maar julle wat so Sassa se ouderdom is, kyk deur die rearview, dan weet jy, luister, weet jy wat is wonderlik? Dat baie mense op 20 en 15 is bekommerd oor môre. Het jy gesien hoe cool is jou pa en jou ma? En pa, hoekom worry julle nie? Hulle was ook hier daai dag. Hulle kyk deur die rearview en sien hoe het God hulle deurgedra, en hy gaan jou ook deurdra. That's it. Ek sê, Here, maar daar is ek weet nie hoekom het is met my nie, weet nie hoekom het is nie. Toe ek jeugleier was, Annette, die keer wat ek hier voorheen gehad het om te preek, het hulle altyd gesê, heerlikheid, daai Galvin is lief vir die Ou Testament. Yes, ek hou van Josef. Nou die dag toe gepreek, by verlede week, toe kom maar 'n pastoor se vrou na my toe. Sy sê, Jesus pastoor, as jy so praat van Josef, dan voel ek my stoel styg van die grond af op. So lekker is hierdie besigheid. En ek wil vir jou iets sê. Ek hou van hierdie julle ken al ons Genesis 3 en Genesis 3. Maar Jesus, ek is mal oor hierdie 1 Konings 18. Elia met die vuur en hierdie goeters. En kyk gou vir my, ek wil 'n ding sê vanmôre. Jy gaan hoor, is julle reg vir 'n ding? Ek begin klaarmaak met my inleiding, hoor. Maar ek wil nou vertel. Jou lewe hang van hierdie ding af môre. Maar terwyl jy jou windscreen kyk, weet jy nie wat voor lê nie. Ek eer God. Ek dank die Here vir 'n jong geslag. Maar ek eer God ook vir manne en vroue wat deur gister en eergister gekom het. En hulle hou nie oor die goed waaroor jy paniek nie, want hulle weet die Here gaan jou deur hy ding vat. Maar ek wil vir jou ding vertel, daar is iets in 1 Konings 18, and it always keeps on coming back to me. Hoor gou wat sê die woord van die Here. Sê vir die ou langs jou, hier kom dit nou. Sê gou vir die ou, hier kom dit nou, hier kom dit nou, hier kom dit nou. Hoor gou baie mooi. Hoor wat sê hy daar in die woord van die Here, 1 Konings 18 vers 29. Hy sê, ekskuus tog, 27. Julle ken die storie, ek gaan die storie bring. Julle ken die storie van Elia en die Baalpriesters, né? Toe bou hy mos 'n altaar, né? Toe sê hy mos vir hulle, kyk vir my, toe sê julle bou 'n altaar, dan bid julle dat julle God, hy sê die God wat vandag met vuur antwoord. Jaco, God het nie nodig om weer 'n vuur aan te steek om te bewys hy's God, hy het dit klaar gedoen. Amen, hy het dit klaar gedoen. Hou op vir God vra om elke keer homself aan jou te bewys dat hy God is. Hy's God. Die feit dat die son opgekom het, sê God is nog waar hy nog altyd was. Die feit dat jy asem in jou longe het, is nee, come on man. Kerlikheid. Kan jy maar die Here prys met julle jippies? Hoor gou hierso. Hoor gou so vers 27. En nou sê ons vir hulle, hy sê nou, doen julle ding, en dan roep julle God, en die God wat antwoord met vuur, hy sal die God wees, wie ons aanbid. En die Bybel sê, ek like altyd hierdie spur ouens met hulle vere in hulle kop. Ai.
Hei. Want ek hou er nog steeds van. Ek hou van die ou goeie ou cowboy flieks. Patwing. Want ek kan net sê skool vast. Vat my stuur, hy skiet 180 Apaches met hy revolver. Patwing. En wat ek like van country musiek is, as jy hom agtertoe speel, dan kry die cowboy se perd en sy vrou weer terug. Ek is alleen in hierdie plek. Halleluja. En dan is toch baie mooi. Luister, as hy antwoord met vuur. Hy sê dat die God wat antwoord met vuur, hy sal die God weer. En hy, en dan die Bybel sê, hy het gedans tot in die middag. En weet jy wat doen Elia? Man, ek dink hy het 'n stoel gevat, hy het hom daar neergesit, en hy het hom, julle kan my nie sien nie, hy het hom gate uitgeniet, vir hierdie sirkus, wat hier besig is om te gebeur. En die Bybel sê, daar was geen opmerksaamheid nie. Ag nee, kom aan ouens. Daar was geen, en nou sê vers 27, hy sê, en toe dit middag was, het Elia hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God. Hey, hy is seker gepeins, of hy het hom seker afgesonder, my Afrikaans, of hy seker op vakansie. Miskien slaap hy, en moet wakker word, en hulle het hard geroep, hoor jy so, en hulle self, volgens hulle gebruik, met swaarde en spiese stuk het gekerwe, tot die bloed op hulle uitgespuit het. Jy verstaan nie, hulle het nie snit gedoen nie, jy sny 'n slagaar, jy sny in jou senings in, jy sny jou are, bloed spuit nie net sommer, as jy net so 'n prikkie maak, is ek reg? Wie van julle het al 'n hamer gevat, en daai spyker misgeslaan? Het jy Afrika, het jy gesê, prys die Here, amper seker die Afrikaans gepraat. Het jy gesê, dit is 'n lekker dag om te lewe. Heerlik. Nou so rukkie terug, toe sat ek my vinger raak, en toe kon raak slaan, toe saam met werketjies so 3 tree terug. Die Here oor my, het my verlos om te vloek, maar ek swaai nog 'n paar hou met 'n hamer as ek myself seer, maar hy staan sommer terug. Hy sê, sorry, asof hy iets gedoen het. En hierdie ou is dans, die Bybel sê, hulle sny hulle self, dat hulle bloed uitspuit. En nog steeds is daar geen gewaarwording van hulle God nie. Nee, Heerlike, julle hoor wat ek sê nie. Hulle bloei vir hulle God en niks gebeur nie, maar ek is dankbaar dat my God het vir my gebloei, halleluja, sodat ek vanmôre kan vry wees. Wow man, hy het vir my, sy bloed het vir my uitgespuit. Halleluja. Ek sê, Here, in 'n tyd waar die Baal religion baie prominent was, julle wat Isebel reeks geluister het, die stigter van die Baal godsdienst was haar pa, sy naam was Ed Baal. Ed Baal was sy naam gewees, hy was die stigter. Nou wil ek gou vir iemand 'n ding sê, ek gaan nou terugkom by die ryk jong man, nou gaan ek u 'n ding vertel. He went into the enemy's camp, Elijah, man alone, die kerk support hom nie, Israel support hom nie, die Baal is teen hom, die altaar van God lê in skerwe, so hy's alleen. Luister, julle kan maar smile hoor, ons is daarom nie alleen nie, ons is daarom 'n paar mense wat by mekaar gekom het, en as ek halleluja skree, dan skree Tisha halleluja, en as sy halleluja skree jy halleluja, maar wat wil jy, jy stokseer alleen, jy en al die mense, en daar's 'n doodsvonnis op jou nek, en God se altaar is afgebreek, en Elia sit op 'n stoel, en hy giggel vir Baal, wat hy weet, as jy weet, hulle weet nie wat ons weet nie. Ag nee, ek sê hulle weet nie wat ons weet nie. Elia het geweet, hy het geweet, man, as hy hom doodmaak, so God hom uit die dood het opreis. Hy het dit geweet, as hy dink, iets gaan vandag op hierdie berg gebeur. Nou ek weet nie, luister, ek weet goed skok man, ons is nie daar onder in die dorp, is daar nie, ons is op die berg hoor. Ag, heerlikheid. Jy het opgery berg toe, dan moet jy nog die driveway ook uitloop, hoor. Kan hierdie pastoor nie die kerk laer gebou het nie. Nou bou hom so hoog as wat hy kan. Kyk hoe lyk ek, jy lyk beter.
Amen. Is dit nie elke tree wat jy loop die moeite werd nie? Halleluja. Come on, ouers. Hy is alleen op die berg. Hy sê dat die God, daar is 320 miljoen afgode wêreldwyd. 320 average and growing. Maar daar was nou nuwe religions. I am God. Het jy daai sirkus gehoor? I am God. Luister, ek sê hierdie met agting en bewering. Die God wat ek dien, sy asemryk soos knoffel soos jou nie, want jy's nie 'n God nie, man. Ag nee, julle klap so aan asof julle nou bang is. Julle is hoor julle. Ek sê vir jou, sê die God wat ek dien, sit op die sirkus van die aarde, en die aarde is die voetbank van sy voete. Come on, ouers, as daar nog ouers wat die Here wil prys, ek sê, dis die God wat ek dien. Dis die God wat ek dien. Hy is die God van hemel en van aarde, en hy sê baie mooi. Hy het nie die vuur aangesteek om aan die Baals iets te bewys nie. Hy het die vuur aangesteek. Toe maar dankie oom. Hy het die vuur aangesteek omdat Elia het geloof gehad en gesê, Here, I will serve no foreign gods. I will serve no foreign God. Kan ek gou vir jou hou vas. As jy op 'n Sondag, op 'n Woensdag of wanneer ook al, wanneer dit tyd kom vir die huis van die Here, het jy gesien hoe begin hy goed skeef loop. Al hoe nader jy kom en al hoe nader jy kom, dan begin die duiwel sy skuwe maak wat hy van die hê dat jy in die teenwoordigheid. Het jy al agterkom dat wanneer jy op 'n Dinsdag aan wil gaan bid in jou bidtyd, hoe lei jou voor, jou hekseklokkie, die hond blaf en die bad jou opvlieg en die kinders begin hulle beklei because he wants you away from your place of prayer, but the devil is a liar. Come on, ouds. Wat baie mooi. 320. En nie een, kyk vir die pastoor Nico, ek moes ek jy wat kerk hou, nie een van die 320 miljoen afgode kan create an atmosphere nie. Oh, heerlikheid. Oh, I just love this. Jimmy Swaggart sing. Hy sê, when I entered the room, I felt his presence. Amen. Wie van julle is bly ons dien 'n God wat kom met 'n atmosfeer. Come on. Hy kom met 'n atmosfeer. Kan ek gou vir jou sê, hier is nie 'n atmosfeer in hierdie bedehuis omdat die ligte brand en omdat die orgel gespeel het nie. Hier's 'n atmosfeer in hierdie plek omdat die Heilige Gees hier ingekom het. Halleluja. Dis kom daar 'n atmosfeer in hierdie plek is. Hier is nie 'n atmosfeer in hierdie plek. 320 miljoen gode. Ek wil vir jou vertel, luister gou baie mooi. 'n Moslim sluit sy winkel en hy verloor miljoene rande jaarliks, maar daar's geen opmerksaamheid nie. Ag, heerlikheid. Die Hindoe, wie van julle was al by hierdie Hindoe rituele, daar in Durban, daar na by die stad, is daar 'n plek daar na by Malvin. Ek weet nie of hy nog daar is nie. Ek het saam met Pastor Noekie Klaasen, ons het onder hom tot bekering gekom. Oom Noekie so gaan sy 80, né? Oom Noekie, ek hoop jy kyk. Still firing after all these years, hoor. En dan gaan eendag saam met hom na hierdie Hindoe. Nou, ons gaan eintlik net vir die biryani. Ek is saam met die oom daar. En die dag het hulle rituele. Hulle het die hakke deur hulle mond, hulle druk hom hier en kom en hy kan hulle lyk soos 'n patchy gone wrong. Hakke in die ore. Hakke hierso. Het jy dit al gesien? Dis 'n boosheid, hoor. En dan het hulle van hier af tot daar, so wyd soos hierdie paadjie, het hulle kole. Daar aan die kant is 'n bak met melk. Dan wat lyk soos melk. Dan kyk, daai duiwel se oë so stokstyf, hy kan nie links of regs kykie. Hy kyk hier so, hy's gepaint. Ek weet nie wat so is, daar is seker 'n bord wat sê, geen magnete nie. Want as jy magnete trek en hou nader, want hy sê, yster sy goed hier in sy kop en hier sy wange. En dan loop hy op daai kole. Sy voete brand nie. Ja, dan kan kom staan in hy melk, mag hy op. Oh my goodness, this was good, man. Dan staan ek op Pastor Noekie. As hy so wegtrek en sê, ek bind jou werke in die naam van Jesus. Weet jy, dan begin hy. Ag, nee, kom aan nou eens. Nee, julle hoor nie wat ek sê nie. Julle, we had a ball, man. As hy so loop en sê, oom Noekie, ek bind jou werke in Jesus. My goodness. Harte by jou, ek heb al rotje goed, hy trek is aan die. As hy kan sê, ek wil vir jou sê, daar is 'n naam, bo elke naam. Daar is 'n God, bo elke God. Luister.
Ek wil vir jou 'n ding sê, hou op hierdie God maak, asof hy nie kan ingryp in jou huis nie. As God eens in jou huis gaan instap, gaan die hel losbreek hoor, en God gaan dinge begin verander, omdat hy God is. Hy is al God wat die atmosfeer kan verander. Ag, kom aan ouens, hy is al God wat 'n vloek en 'n seën kan verander. Yes. Here, my goodness. Geen opmerksaamheid. 320 miljoen afgode, en die een van hulle bring 'n salwing nie. Hier sit ons in hierdie plek. In hierdie plek. Ergens 'n KZN. En as ek hier instap, ervaar ek die geritsel van sy kleed. En die salwing wat jukke breek. Kan ek gou vir jou sê, daar is kerke met goue kandelare en dik matte, en hulle is so gestel by die prosperity, dit is so dood soos 'n lijkhuis daar binne, daar is geen opmerksaamheid nie, maar ek dank God, as dit onder 'n boom gaan werk, dan gaan dit onder 'n boom werk, maar ek wil gaan daar waar die salwing van die Heilige Gees is, kan 2 godpryse net op hulle voete staan, en die Here 'n kruisie prys gee, en sê, Here, dankie vir die salwing, daar is 'n opmerksaamheid, daar is 'n opmerksaamheid. Hoor baie mooi. Daar is geen ander God. Luister, kyk gou vir my. Daar is geen ander God met 'n klein letter wat iets na jou toe kan bring as jy bid nie. Amen. Behalwe Jesus. Is jy nie bly that when Jesus comes en met sy goddelike Heilige Gees, he never comes empty-handed. Ag nee, ek weet nie vir wie ek dit sê nie. Ek wil nou weet elke hierdie week. Kyk, ek het hierdie week ek al gehuil. Luister, jy verstaan nie. Nou die aand toe bid ons hier by die huis, daar onder in die huis, ons bid in die sitkamer, en op 'n kol toe val ek net so vooroor op my knieë. Heerlikheid in die Here is daar. En Desiree bid daar, en ek huil hier. Toe hy sê hier, en ek bid daar. En ek huil voor die Here. Ek sê, Here, I love you too much. Amerika is besig om hierdie wêreld aan die brand te steek, hoor. Hulle laat bomme val en goed is gebeur. Iran beplan hierdie, en Rusland gaan saam met hulle, en China wil saam met hulle gaan. Ons is op die drempel van 'n 3de wêreldoorlog. Ek wil sê, die 3de wêreldoorlog gaan nie uitbreek, terwyl die kinders van die Here op hierdie aarde is nie. Hy gaan sy kinders kom haal, hoor. Jy weet wat ek jou vertel. Die Bybel sê, daar sal oorloë en gerugte van oorloë wees. Daar was lanklaas gerugte van oorloë, soos wat daar nou is. Amerika gaan in 36 uur, was hy B-2 bommer in die lug gewees. Hy het nie eens geland nie. Gaan 36 uur vlieg daai vliegtuie. Hulle drop 'n paar bomme, bietjie groter. Die gat wat hulle moes geslaan het, was bietjie groter as 'n vullisdrom. Hulle laat hom uit die lug uitval. Elke bom val presies op dieselfde plek. Hulle vernietig 3 van hulle wat hierdie goed is, atoom goed is van hulle. Hulle kernwapens. Hulle vernietig het sommer so vinnig, man. Man, hy pilot het sommer sy pistolsies op pad teruggeëet. Hy het nie eens geland nie, hoor. Hy het net daar omgedraai. Toe kom daai ouens in die nag weer terug, en hulle land daar in Massachusetts, né? Het hulle daar geland met hulle vliegtuie, en hulle sit die goeders neer. En een van die pilots was blykbaar 'n vrou gewees. Kyk, hoe groot 'n vroue bom kan gooi. En sy drop hy ding om, maar sy drop hom in 'n boks. Hallelujah. I just love that song. The devil is a sly old fox. If I could catch him, I'd drop him in a box. I lock the door and lose the key for all the tricks he's played on me. Nee, hulle drop 'n bom aan hy boks. In Amerika is die spraak van die wêreld. Hulle sê geen eer aan 'n mens nie, maar ek dank God vir 'n man wat nie bang is om 'n knoppie te druk hier, hoor. Wat sê julle gaan stop nou? Hy stop hulle sommer in hulle spoor. Hy sê julle kan maar ketties skep, julle gaan nie atoombomme gooi nie. Ek stop julle sommer voor jy breakfast eet. Ja, jy kan maar gebid vir jou dooie God, maar ek drop 'n bom net daar waar jy is. En weet jy wat het hy ook gesê? Hy sê there will be no other God in this country but the God of Abraham, Isaac and Jacob. That's the God we will serve. That's the God we will acknowledge. That's a God. Jy sê, pastoor, hoekom sê jy dit? Want he's the only God that can change your hell into a blessing. Hy kan change the atmosphere. Hy is die enigste ene wat jou kind soos 'n brandhout uit die vuur uit kan druk. Hy is die enigste ene wat dit kan verander. En weet jy wat, die kerke is besig, Marius, met rituele, al om tafels en hierdie goed is niks gebeur nie. But down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. Ek sê, Here, my God, help ons vanmôre, dat ons sal wakker skrik in die naam van die Here. Hoor gou net gou hierso. Sê vir ou langs jou byt vas, hier kom 'n mooi ding. Hier kom 'n mooi ding. Luister gou. Hy sê dan Markus 5. Is dit Markus 5? Waar is ek nou?
Ja, Markus 5. Hoor wat gebeur daar? Hy sê, vers 1, hy sê, dis Jesus, en hy het aan die oorkant van die see gekom, in die land van die Gadareneërs, Markus 5 vers 2, en toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte, hom tegemoet, 'n man met 'n onreine gees. Hallo? Wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs hom met kettinge bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk. Hoor gou mooi, vers 6, en toe hy, kyk vir my, daai man het amper 6000 demone in hom gehad. Nou moet ek versigtig wees wat ek sê. Jy sukkel met jou eggenoose 2 persoonlikhede. Hy het 6000 gehad. My skoonsie wip om eendag, toe hy nog volgens die bediening was, hy sê vir 'n vrou, "Oké, nou wie's jy vandag?" Sy het dan gewip, sy loop al van haar huis af. Loop sy, Jezebel. Hy sê, "Nou wie's jy vandag?" As jy dit skryf aan net. Hier het 6000. Hoor is so. Hoor wat maak hy? Jesus kom met 'n bootjie aan. Jy verwag hom 'n Ferrari, né? Hy kom met 'n bootjie aan, hy roei self. Toe hy uitkom en sy voet op die eiland sit, toe breek hy maar 'n ketting. Hy hardloop na Jesus toe. Hy sê, "Wat het ek met u te doen, o seun van die Allerhoogste God?" Toe hy buig 6000 demone voor Jesus, wat die atmosfeer van die eiland, van die eiland verander. Jy verstaan nie. As jy by jou werk instap, as jy by die universiteit instap, as jy instap by die skool, en jy stap in, en dis nie meer jy wat leef nie, maar Christus wat binne in jou leef, dan verander die atmosfeer waar jy begin instap. Nie omdat jy hom verander nie. Come on ouers, kan iemand die Here prys in hierdie plek? Hoor gou baie mooi. Luister, dis hartseer, dat baie maal reageer demone meer op God se teenwoordigheid as wat die kerk doen. Yes. Die Bybel sê, hy sê, hulle glo en hulle sidder. Yes. En die kerk het al vrees vir God verloor. Ek het genoeg amens gekry, genoeg halleluja's, Dries, nou kan ek kwaad maak. En jy ryk nog gisterandse brandewyn aan die ouens. Maar steek heilige hande op. Hey, as demone sidder, dan hoe moet ons nie sidder? Weet jy hoe sidder hulle? Hulle weet wie hy is. Hulle weet wat hy is. Hulle was eers op 'n tyd engele. Hulle weet wat gebeur om sy troon. Hulle weet wat gebeur. Dirk, as jy begin roep, Brigitte, as jy begin huil, dan vang hy 'n kruik. Die Bybel sê, Dawid sê, jy vang my trane op met 'n kruik. En net as die een traan wat jy ooit gehuil het, wat misgeval het nie. God vang elke traan met 'n kruik op. Hy sê, ek vang jou trane op. Want luister, wie het hulle vandag vir jou lag, maar er kom 'n dag in Openbaring waar God daardie trane gaan gooi op die aarde. Pas op jy wat trane veroorsaak in ander mense se lewe. God will get his day of vengeance with God toast. Trane wat jy veroorsaak het, en hy gooi op die aarde van sy woede en sy grimmigheid. God is not a player. Die duivels, wanneer Lucifer, gelees jou Bybel Openbaring, hy is aanklaar, hy het toegang tot die troon van God, Satan, hoor, vandag, terwyl jy op die stoel sit, kan Lucifer reg voor God se troon gaan staan, en hy sê, luister, ek is die aanklaar, ek klaar vir Jan Wagner aan. Jan Wagner het nou dag dit gevra, vandag is hy kwaad, en hy skel en hy vloek, en ek noem het 'n voorbeeld, hoor, hy doen al die goed, en ek is so bly, dat wanneer hy dit doen, is daar 'n stoel, langs God die Vader, en Jesus sit daar. En die oomblik as hy kom, staan Jesus op. Oh my goodness. Daar staan Jesus op. En weet jy wat doet Jesus? Hy skuif tussen Satan en jou in. Hy sê, God die Vader, dis God die Seun. Ek wil u net herinner, dat Zantai het
droog gemaak, maar ek het al gekoop met my kosbare bloed. En weet jy wat maak Jesus? Hoor jy? Maar nie, ek like dit. Weet jy wat Jesus? Hy sê geen aanklag. Yes. Noem my 'n God. Bring 'n God wat dit kan doen. Bring my 'n God wat 'n regter, bring my 'n aanbidder soos ek en jy, wat 'n God het wat aan die regterhand sit. En net omdat jy nou lanklaas in die kerk was, gaan ek dit vir jou ook sê. Weet jy wat? Toe Jesus opgevaar het by die Hemelvaart, toe gesit in die regterhand van God die Vader. Jy sit nie as jy fight nog anders nie. Oh my goodness. As jy fight verby is, Jaco, dan gaan sit jy eers. Ag, Jesus het swag gehad, Jan. En dan het so gaan sit. Ag, lees ek alleen in die plek. Weet jy hoekom? Toe hy sê, tetelestai, toe sê, it is finished, halleluja. Toe gaan sit hy aan die regterhand van God die Vader. Jy sê, pastoor, waarom sê dit? Dis tyd dat die kerk weer sidder in die teenwoordigheid van die Here. En dat besef, ons het nie te doen met 'n mens nie. Ons het te doen met God van hemel en aarde. Jy sê, pastoor, waartoe gaan jy met my vanmôre? Ek gaan jou vat vanmôre tot jy jou oë oopmaak en jou ore begin oopmaak en begin luister. En sê dat daai Baalpriesters met al hulle afgode, met hulle drek en goeders, hulle breek die altaar af en Elia maak die altaar reg. And God proved himself as a God of Abraham, Isaac en Jacob. Hy is gister en vandag en alle ewigheid is hy dieselfde. Kan iemand die Here prys in die plek? Dis die God wat ek dien, man. Dis te mooi. Hy sê daar Markus 10. Moenie worry nie, gaas. Ek haas my. Hier kom 'n blessing vir iemand. Jy's reg vir 'n blessing. Maar gou baie mooi. Jy ryk jou man. Ek gou vir jou ding net sê daar, as ek dit jou pad het. Vers 21 sê, en Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en sê, een ding kom jy kort. Oh my goodness. Jy kan alles reg doen according to the book. Een ding. Een persoon wie jy nie vryspreek nie. Een persoon teenoor wie jy verbitterd is. Een persoon wie jy haat. Een leuen wat jy vertel. Ag, ek weet nie wat se Bybel lees ek en jy nie, maar lyk my dis net ek en jy. Ek lees nog die ou vertaling. Wat sê die Here is my herder? Niks aan my? Ja, dis die regte vertaling. En weet jy wat sê hy vir my? Hy sê geen. Ek is daarom nog by een. Hy sê geen sonde sal in die ewigheid ingaan nie. En ons sit in die huis van die Here. God doesn't need to prove himself. He's God all by himself. As ek reg maak, he doesn't need to prove himself. Ek wil dit weer vir jou regstel. Hy het homself nie probeer bewys daai dag op die berg nie. Hy het terwille van Elia opgedag. Ja. Hy kon hy berg onder hy baals uitgevat het. Hulle so plat soos die Vrystaat, man. Hy kon hy hele berg aan die brand gesteek het. Maar weet jy wat? Hy sê vir Elia, ag, let's make you famous. Ek sê nie. Let's make you famous. Kom ek steek jou altaartjie aan die brand. Dat jy gaan daai Baalpriesters is, dan wil jy bloed spat uit hulle uit. En weet jy wat? Ons het dan nou gelag. Daai Hindus wat oor daai kode loop. Kom aan ouens. Kyk vir my. Hier's ek. Jy wil eers kerk toe kom as dit koud is hier. Yes. Ja. Preacher. Maar ons het die regte God. Die ou loop oor kole. Maar hy loop daar in sy 8 kom aan die ander kant uit sy 6. Vir 'n God wat nie bestaan nie. Maar ek gaan nie kerk toe kom nie, want dit is koud. Hey, luister man. Kyk, ek het ook hierdie week gevoel, Here, ek wil nie doodgaan nie. Daarna sê ek, nee, ek kan nou maar gaan. Oh, prys die Here. Dis dit die heppe, dis dit die borsie. Here, ek slaap 1 uur, 2 uur in die nag, as ek slaap. Ek sit kies reg op 'n ding aan jou. En jy snork dat die bure hulle honde gaan afsit vir die aand, jy blaf genoeg. Maar ons sê, conveniently, God wat leef, ek gaan hom dien, maar ek gaan hierdie een ding aan my lewe nie los nie. En Jesus sê, een ding. Jy impress hom nie met die goed wat jy gelos het nie, hoor. Jy impress hom met die een ding wat jy nie wou los nie. Yes, dis waar. Hoekom is dit nou so stil?
Is ek reg? Dis maklik om die goed te los, Andries, wat jou geen prys kos nie. It's easy to trust God for things waar jy niks hoef te doen nie. Maar is moeiliker om God te vertrou met goed, wat jy eers jou kant moet bring. Ag, liewe, alles jy altyd so stil nie, hoor. Hoor baie mooi. Ek trek hier net nou strywer. Ons kan koordans, omdat hy al God is van 320 miljoen, wat die atmosfeer kan verander. Maar ek wil vir jou vertel, hy soek al een van 320 miljoen, wat my en jou in die hel kan gooi. Of, jy moet ook aanvat. En nou, impres is God, want ons doen 'n paar goed reg. Ons speel ons kaarte reg. Lorraine, maar een ding. Here, ek sê hierdie gee. Want ek probeer eintlik vir julle sê in kort, dat Christianity without sacrifice is not Christianity nie. As die Hindu op kole moet loop, en die moslim sy winkel moet toemaak, en ander ons op bome hang, en takke hang, en al hierdie goed moet doen, gaan na Israel. Wie van julle was al in Israel? Julle kom nie baie uit nie, nee. Moenie worry nie, ek was ook nog nie daar nie. Wie van julle gedink ek was daar? Net oor kyk my maat my geleer, as jy niks weet, jy moet net nou stupid lyk nie. So ek het julle almal gekry. Ek was ook nog nie daar nie. Maar daar's 'n plek. Wie onthou daai preek? Caesarea Philippi. Waar Jesus op die rots gaan staan het. Op 'n klipplaat. En Petrus staan daar. En die afgode tempel van Dan, Pan, al die tempels is hier agter hom. En daar regs is 'n grot. En Jesus gaan staan daar. Hy sê, wie sê julle is ek? Hy kon daai vraag in Kapernaum gevra het. Hy stap 3 dae om hulle daai vraag daar te gaan vra. Want Psalm sê, he who dwells amongst the gods will judge the gods. En hy gaan staan by die afgod. Onthou julle daai preek? Nou die ou langs jou lyk of hy so ek vertel dit vir hom. En hy staan op die klip. Hy sê, wie sê julle is ek? Petrus staan langs hom op die rots. Hy sê, Petrus, salig is jy. En mense dit nie, want Petrus sê, is die seun van die lewende God. Hy sê, salig is jy, terwyl hy op die rots staan. Hy sê, Petrus, was gestaan langs my. Hy sê, hier is rots. En op die rots sal ek my kerk bou. Wag, en regs van hom is daar 'n grot. Maar weet jy wat het daai priesters gedoen? Hulle het babiekies gevat, daai tempels, daai idol worshippers, dan gee hulle geboorte aan babiekies. Nou, dan vat hulle daai kindertjies, dan gooi hulle daai kindertjies in daai grot in, van hulle gode, en hy kon dit tot vandag toe, the gates of hell. That's why Jesus said, and the gates of hell will not prevail. Weet jy, Jesus praat waar, weet jy hoekom? Want hy sê, the gates of hell will not prevail. Al daai tempels is afgebreek. Nee, julle hoor nie. Al daai tempels is afgebreek, en die grot het toegeval. Maar Jesus verander nog steeds die atmosfeer. Come on. Jy moet hoor. Dit kom my gees. Jy moet hoor, dat daar die afgod, wat in jou huis sy kop wil opstaan, gaan sy knieë buig voor die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek maak klaar. Maar gaan baie mooi. Hy sê daar in vers 21 van Markus, ek wil gou deur die ding gaan. Hy sê, 21, hy sê, een ding kom jy kort. Weet jy, ek lees 'n ding. Nie moet ek so slim as jy nie, moet ek dit maar gaan Google. En ek Google daar, what did Jesus mean, toe hy gesê het, neem jou kruis op, en volg my. Weet jy wat, en ek kry dit daar so, hoor wat sê, in Jesus se tyd, was die terminologie van neem jou kruis op, niks anderste, as 'n versekerde dood, 'n instrument van opoffering, met ander woorde, die gewilligheid om jou eie begeerlikhede af te sterf. Hoor mooi, jou eie begeertes en ambisies prys te gee, in orde om hom te volg. Luister mooi. Radikale transformasie, totale oorgawe aan God se wil, om nie net in Jesus te glo nie, maar om in Jesus te leef. Luister, al hierdie goed, net in een sin, neem jou kruis op en volg my.
Nothing without sacrifice. Kyk jy nou hierdie pas, I'm going to be in your case. As die Here my gaan kom haal voor die wegraping, so be it. So be it. Is ook Jimmy nog op masjiene? Dan gaan dit afsit. Dit hang af van Francis. Ja, julle weet wat Jimmy weg, hy sit op die masjiene. Menslik kan hulle vir hom niks doen nie. Ek glo Jimmy is klaar in die hemel. Amen. Dis wat my beskeie opinie. Maar as dit sou wees, Andries, dat die Here my kom haal voor die wegraping, wil ek vir julle sê, sal ek voor God kan staan en die Here sê vir my, you did not entertain them. Jy het vir hulle die waarheid. Kry tog net 'n ou in my plek wat hel en brimstone preek, hoor. Al het jy jou elke Sondag vir my gewip, jy gaan dit mis. I'm on your face, want jy deur een van daai 12 poorte in die hemel gaan barse en jy sien Jesus wie die atmosfeer verander het. Gaan jy bly wees? Jy het by die houe gevat toe jy die houe gekry het. Wat is die Here? Ek is bereid om daai een ding wat ek nie wil los nie, gaan ek vandag sacrifice. Ek gaan hom sacrifice. Ek gaan hom gee. Want hy sê vir hy man, hy sê, laat ek klaar maak. Hy sê, neem jou kruis op en volg my. Reg, Pastor Dries, is ek reg? Hy sê dan, hy sê baie mooi. Hy sê met ander woorde die gewilligheid. Hoor wat sê vers 17. Man, laat ek dit. Is jy reg? Sê gou amen. Hy sê dat jy op pad gegaan en gehardloop en hy het voor hom geval. Hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om hemel toe te gaan? Kyk gou vir my, as jy die hemel wil maak, sal jy die Here moet dien, meer, dan moet niks op hierdie aarde wees, niks op hierdie aarde wees, wat in die geringste belangriker vir jou is, as wat Jesus vir jou is nie. Terwyl ek vanmôre, 5 uur, terwyl ek hoor snorkel hier bo by Gracepleis, sê ek, ek sal na die diens gaan kyk, wat is oor. Hoor baie mooi. Praat die Here met die volgende. Matteus 6:24 sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie. Jy kan nie God dien en een van die ander 320 miljoen afgode nie. Amen. Is ek reg? Ons leef in 'n tyd waar feitelik alles wat jy preek van die kansel af aangevat word. Kyk vir my, pastore word aangevat. Ek kan die pastore se name vir jou soen wat aangevat word. Na livestreams en na predikings word die pastore aangevat. Pastoor, jy's te. Waar jy sê dit? Waar sê jy dat? Waar doen jy dit? En waar sê jy dit? En die pastore, baie van hulle is dwaas genoeg om in hierdie trap te trap, terwyl Amos 5 sê, hy sê, ek haat julle offers. Dis God wat praat. Ek haat jou worship. Ek haat jou hande klap. Want jy klap jou hande op 'n Sondag, net omdat almal hulle hande klap op 'n Sondag. Maar jy vat daai selfde hande om deur die bladsy van pornografie te blaai. Maar daai selfde hande, hy sê ek haat dit. Ja. Ek haat dit. Sê God. Ek haat dit. Jy suig die hele week aan daai Lexington. Sondag klap jy hande met jou geel vingertjies. En jy sê ek is heilig. God sê, laat gaan daai een ding. Laat gaan, daai een ding. Hy sê, een ding, gaan jou uit die hemel uit, ou jong man. En die Here vir hom sê, wat hy als moet doen. En die oomblik toe hy sê, neem jou kruis op. Hy jong man het geweet wat dit beteken. Yes. Toe het hy treurig geword. Hy draai sy rug. Hy stap weg. En hy sien Jesus nooit weer nie. Wat wil die kerk hê? Jakob moet ons spreek. Moet ek al hierdie goed sidestep, sodat jy hopelik Sondag weer kan kom. Moet ek hierdie goed sidestep en sê, weet jy wat, ek is so bang, net 'n voorbeeld, dat Dirk en Brigitte gaan hulle wip, en hulle gaan nie weer kom nie. Of moet ek sê wat God sê? Amen. Want die Here weet, ek en jy weet, of het daar by Elisabeth is daar agter, met Desiree daar, sit hy daar agter, hier voor ons, wat ek jou vertel, ons kan nie God en mammon dien nie. Ons moet breek, waarmee ons moet breek. Hy sê een ding, jy het alles, jy hou die gebooie, hy tel hulle so af. Hy sê maar een ding, wat jy ontbreek. Ek is bang vir daai dag, en die kerk wil nie die prys betaal nie. Desko sit my af. Die kerk wil nie die prys betaal nie. Hulle wil die Here dien met hulle sondes. Ons groet ons livestream mense.